kom. Vriende, ons gaan nie nooit, soos ek uitgestuur het op die WhatsApp, om te lees. U kan die Bybel oopmaak by Filippense hoofstuk 4, vers 10, gaan ons saam lees. Filippense hoofstuk 4, vanaf vers 10, gaan ons saam lees. Vriende, soos ek altyd sê, gaan ek weer gou vir u sê, u gaan sien my PowerPoints is redelik volledig. Ek preek nie alles op die PowerPoints. Gewoonlik staan jy by 'n gedagte stil op jou PowerPoints. Ek doen dit ter wille van die 40 of 50 van u wat die PowerPoints aanvra en in die week daardeur werk en weer die boodskappe luister, en ek wil jou ook nooit, vriende, die duiwel, die vyand kom steel die saad van God uit jou hart voor vanaand 6 uur. As jy kan hierdie woord weer in die week luister, die PowerPoints werk met jou Bybel, gaan jy sien hierdie woord gaan vaslaan, en ek wil jou weer uitnooi, kry die PowerPoints, luister weer die boodskap, maak tyd in jou stilte tyd daarvoor, en jy sal terugkom vir my sê, Dominee, hoekom het ek dit nie lank al gedoen nie? Kom ons lees saam, Filippense hoofstuk 4, Paulus skryf aan die gemeente van die Filippense, hy sê, ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eintlik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waarvan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoegd te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om vernederd te word, ek weet om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Nogtans het julle goed gedoen, toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle Filippense weet ook, dat in die begin van die evangelie, toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawes en inkomste nie, behalwe julle alleen. Sien jy die trend van hierdie brief? Want ook in Thessalonika het julle vir my behoeftes meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig is op julle rekening. Ek gaan hom weer vir u lees. Hulle stuur vir Paulus nou geld, né? Hulle soek hom. Luister wat sy sê. Paulus sê eintlik, ek soek nie regtig julle geld nie. Kyk mooi, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het volop nou dat Epaphroditus ontvang het wat deur julle gestuur is. 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God sal elke behoefte van julle vervul na die rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Aan onsse God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Wat 'n kosbare brief. Ek weet nou, hoop ek gaan nog in die tyd tot my beskikking iewers kans kry om so 5 boodskappe uit hierdie boek uit te preek. Want dit is 'n ongelooflike kosbare boek. Maar ons gaan met u praat vanoggend na aanleiding van vers 18, waar hy nou hierdie geskenk ontvang. En hy sê nou het ek baie. Hy sê hierdie geskenk beskryf, hy sê wat deur julle gestuur is 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer. Kyk nou mooi, welbehaaglik by God. Nou gaan jy dadelik my sê, maar hulle het nie vir God die geskenk gestuur nie. Hulle het hom vir Paulus gestuur. Nou as jy Matteus 25 gaan lees, dan sê Jesus, so ver jy dit gedoen het aan die minstes van hierdie disippels van my, het jy dit vir my gedoen. Sien jy die waarheid daar? So ek gaan met u praat vandag, dis dankofferdag, dis 'n groot geleentheid, en ek gaan met u praat oor hierdie tema, my dankoffer as 'n welgevallige offer. My dankoffer as 'n welgevallige offer. Nou vriende, wanneer ons praat van offers as kind van die Here, dan moet ons begin deur te sê, alle offers wat ons kan bring in hierdie lewe, is in reaksie op die grootste offer wat ooit gebring is. Johannes die Doper is in die rivier besig met 'n hisoptakkie en hy doop die volk. Dis al hoe hy die volk kon doop, daar is 'n manier wat jy hele volk kan onderdompel nie. Hy vat en hy doop hulle. En dan kom Jesus en dan wys hy en sê, daar is die seun, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Ja, hy is die lam, hy is die grootste offer wat ooit gebring is. En deur hy offer word ons gered, die wat wil, en deur hierdie selfde offer onderhou hy ons dag vir dag, tot hy ons kom haal by die dood of by die wegraping.
Nu weet ons praat vandag van 'n dankoffer. Waar kom dit vandaan? Is dit Bybels? Kan ons dit doen? Kom ons vat hier en ons gewys vir jou die kosbaarheid van hierdie dankoffer. Jy reeds daarvan in Levitikus 7 vers 11. En daar sê dit Ou Testamentiese betekenis, hy sê Levitikus 7:11, en dit is die wet van die dankoffer wat julle aan die Here bring. Dis die wet van die dankoffer wat julle aan die Here bring. En in konteks is hy deel van die vredeoffers. Jy kan gaan lees Levitikus 7. So daar was baie spesifieke dag toe of tyd toe mense dankoffers vir die Here gebring het. En wat sou die rede wees daarvoor? Kyk nou baie mooi. Daar was heel wat offers vir sonde. Maar die dankoffer het niks met sonde te doen gehad nie. Die dankoffer wat hulle gebring het was 'n vrywillige offer van dankbaarheid aan God vir sy goedheid en sy seën en sy verlossing. Baie keer na iets groots gebeur het of wat 'n deurbraak gekom, dan sou die vader uitgaan en sy familie bymekaar en selfs vriende. Hulle sou saam eet en hulle sou sê dankie God vir die verlossing. Dankie dat U vir ons deurgekom het. Iets wat ons by kan gaan leer. Wat ons weer kan doen. En vandag sê ons dankie vir die jaar, ons sê dankie vir die kruis en ons gaan ook saam eet daar agterna. So mooi beeld wat ons ook hierin vir onsself vind. Maar die kernboodskap hier was eenvoudig, vriende, dat God is goed. En ek bring hom eer uit dankbaarheid, nie uit verpligting nie. So God verplig nie een van ons nie en ons kan vandag eenvoudig sê ons gee vandag 'n dubbele dankoffer vir die Here. Vir sy guns en sy vrede vir die jaar wat verby is, maar vriende ook vir die groot offer in die volbragte kruiswerk van Christus waarin ons kan deel. Wat 'n groot voorreg. Nou vriende, in die Nuwe Testament lees ons, is Jesus die volmaakte offer wat gebring is. Hy het volgens Hebreërs 10 eenmaal verskyn op die einde van die tyd, en hy het een offer gebring wat afgehandel is. Nooit daarna hoef iemand weer 'n diereoffer te bring nie. Hy het die finale offer gebring. Hy is die lam wat geslag het. Daarom terug by die kerk, bring ons nie meer offers met diere nie. Want Jesus het die finale offer gebring en dit is afgehandel en vir altyd verby. So dit beteken eenvoudig, vriende, dat u en ek nou in die gees van die dankoffer, in die gees van hierdie welgevallige offer, daagliks aan die Here kom offer, nie met iets fisies soos 'n lam nie, maar deur ons lewens. En Paulus kom beskryf dit daar in Filippense 4 vers 8 en hy sê, hier is 'n geskenk vir my gegee in die vorm van finansies en dalk kos en dalk klere. Hy sê hierdie geskenk, luister wat sê hy, wat ontvang is nou nie 'n offer vir 'n dier nie. Hy sê Jesus het so klaar geoffer. Hy sê hierdie offer is deur die Here gestuur, is 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer. Luister mooi, welbehaaglik voor God. Vriende, dit is die trend, dit is die gees van hoe ons gee vir die Here in die dag wat ons lewe in die kerk van die Here. En kom ons praat gou 'n bietjie oor die gedagte van die Bybelse term van 'n welgevallige offer. Wat beteken dit? Vriende, die Bybelse uitdrukking van 'n welgevallige offer het 'n baie diep en ryp betekenis reg deur die skrif, van die Ou Testament offers af tot in die Nuwe Testament waar ons geestelike offers en oorgawe en toewyding bring. Maar wat hier gebeur is, wanneer daar offer gebring word met die regte hart, dan sou God dit ruik. En as lees hier na Noag die offer gebring het, sê hy, en die Here die lieflike geur geruik. En die Here het sy hart gesê, ek sal die aarde nie weer vervloek te wille van die mens. So daardie offer het 'n reuk gehad en daardie reuk styg op na God toe en was vir God aangenaam. Dit is 'n offer wat aanvaar is. Dit is 'n welgevallige offer. Kom ons vat nog verder. Wat beteken 'n welgevallige offer? As ons sê hierdie is 'n welgevallige offer, wat beteken dit? Beteken eenvoudig, dit is iets wat na God gebring word, of dit materieel is, soos geld of 'n bank of wat ook al, of lof of diens of gehoorsaamheid. As dit na God toe kom met 'n rein hart, met 'n opregte gesindheid, in die geloof en in my toewyding aan die Here, met ander woorde, omdat ek die Here liefhet, omdat ek toegewy is aan die Here, omdat ek in geloof met hom wandel, bring ek hierdie offer vir die Here. Dit is vir hom welbehaaglik. Kom ons vat nou dieselfde woordjie en ons sê, wat beteken dit uit God
se oogpunt uit. Uit God se oogpunt beteken eenvoudig, welbehaaglik is iets wat God aanvaar met vreugde, omdat het gegee is uit liefde, geloof, gehoorsaamheid en toewyding. Daarom is dit vir die Here belangrik. So vriende, as ons nou kyk in die Ou Testament na al die offers, en ons kyk nou na die Nuwe Testament met die geestelike offers wat ons nou bring, ons offer nie meer diere nie, dan bly die kern dieselfde, die hart van die mens moet daarin wees. En jy kan die Ou Testament 'n paar plekke gelees, ek gaan nie alles herhaal nie, maar in 1 Samuel 15:20 sê hy vir hulle duidelik, ek soek nie julle offers en julle feeste, ek soek nie die goed nie, geef my 'n gehoorsame hart. In Psalm 51 vers 18 en 19 kom hy en hy sê, ek soek nie julle offers en slagoffers nie. Kyk wat sê vers 19, die offers wat God soek is 'n gebroke gees en 'n gebroke en verslae hart, sal God nie verag nie. Wat sê hy? Hy sê daar moet 'n hart wees wat uitverkoop is aan God. Daar moet 'n hart wees wat vol van nederigheid is, om te weet God is groot. En Jesus self het gesê, hierdie volk nader my met hulle mond en met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Vriende, so wanneer ons praat van 'n offer of in die Ou Testament of in die Nuwe Testament, is die kernwaarheid, is die hart moet uitverkoop wees aan God. Die hart moet gee uit geloof, uit dankbaarheid, uit toewyding, uit gehoorsaamheid, en daardie offer, wat dit ook al is vir God aanvaarbaar en welgeluksalig. So wat ons dan verder kan sê, as ons nou kyk in die Nuwe Testament, wat is die belangrikste, dit kom by dankoffer of 'n welgevallige offer, wat is die belangrikste? Is die hart of die gesindheid van alles. Daarom kan ons sê, vriende, mooi, luister nou. As ek ook 'n bietjie meer volledig maak, dat u wat dit nou kry, dit kan lees. Dis nie net blote daad nie. Ek gee nie net geld nie. Ek daag nie net op nie, maar is houding en 'n gesindheid van aanbidding. Ek het dit al in die verlede gesê, ek sê dit weer, mense wil aanbidding afmaak as iets wat in 'n kerk gebeur. Wat jy met musiek doen, wat jy met die regte spreker kan doen, wat jy met die regte atmosfeer kan doen. Nee, vriende. Aanbidding is 'n lewenswyse, waarin my lewe vir God dag vir dag 'n welaangename offer is. So, dis nie 'n daad nie, dis 'n houding en 'n gesindheid van aanbidding. Hierdie gee van myself, hierdie gee van die geskenke is nie gemotiveer deur plig of wins nie, maar is gedryf deur liefde en dankbaarheid en toewyding aan die Here. En hierdie hart wat ons openbaar die karakter van Jesus. En daarom is dit vir God so 'n wonderlike geleentheid om so 'n offer te kan aanvaar. So vriende, ons gee vandag offers in die vorm van geld, ons gee offers in die vorm van tyd, is hier, as jy uitgaan, gaan jy offers gee op ander maniere, goeie werke, oral is ons besig om offers te gee. Maar die vraag is nou vandag, hoe lyk hierdie dankoffer? So ek gaan vir die bal ophou, kom ons noem hom, dis die dankofferbal. Dan wil ek hom vat en ek wil vir jy sê, uit hom gaan ek 3 lyne trek, en ek gesê, hierdie dankoffer moet 'n welgevallige offer word, die onderhang die 3 welgevallige offers. So is 'n dankoffer, ja, dag vir dag leef ek in 'n dankoffer, maar dan moet dit 'n welbehaaglike offer wees, 1 en 2 en 3. So kry die prentjie, is 'n dankoffer, my lewe is 'n dankoffer, en uit hom hang 3 touwtjies, en aan die touwtjies is 3 sirkels, die 3 sirkels van hoe lyk 'n welgevallige offer in God se oë. So kom ons gaan kyk, baie vandag. In die eerste plek sê ons, my dankoffer is 'n welgevallige offer in hoe ek gee vir God en sy saak. Vriende, ons het gelees in Filippense 4 vers 18, dat Paulus het baie duidelik stel, hoe is daar aan hom gegee? Hy sê die gesindheid waarmee hierdie geskenk na hom toe ontvang het, wat hy gekry het en ontvang het, beskryf hy as 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Ja, hulle gee vir Paulus, maar hulle gee net sowel vir God. En God kyk wat hulle doen, hy kyk na die hart van die gemeente van Filippense, en hy sê, hierdie is my 'n welaangename offer wat hulle gegee het. Dis wel aangenaam. Nou, ons moet so 'n bietjie net praat vandag oor die konteks, vriende, en die agtergrond van die brief. Paulus skryf vir hulle vanuit die tronk in Rome. So sy dae is getel. Sy kalender se blaadjies raak baie min. Sy dae is getel, hy wag eintlik vir die guillotine. Hy skryf hierdie brief, hy het baie behoeftes. En hulle gee vir hom hierdie, stuur hulle terug, hulle stuur vir hom hierdie terug, die gemeente van Filippi. Hy het hierdie gemeente begin, hy het daar gewerk,
En sy hoofdoel, hoekom hy nou hierdie vir hulle skryf, is om te sê, baie dankie vir wat julle van gegee het. Dit is belangrik, maar daar's baie meer. Hy sê, ek wil vir julle sê, baie dankie vir hoe julle dit gegee het. Want as jy nou begin hier 'n beeldspraak gebruik, want dat wat jy daar sien is 'n beeldspraak. Hier het hy iets ontvang, nou gebruik hy die beeldspraak wat kom uit die Joodse konteks. Hy sê, hierdie offer wat julle my gee, is 'n lieflike geur, welgevallige offer, welbehaaglik voor God. So vriende, dit is nie belangrik, so belangrik, wat jy gee nie, maar hoe jy dit gee. So hierdie geld, wat hulle vir Paulus gee, hierdie geskenk van Paulus, word 'n geestelike geskenk in God se oë, en God beloon dit wat in liefde gesaai word. En dis die wonder daarvan. Dit beteken ons gee eenvoudig vir God uit liefde en geloof. En ons vertrou vir hom. Hier sien ons iets baie besonder, vriende, net weer so opsomming wees. Hier sien ons iets besonder. Paulus sê die gemeente se materiële geskenk aan hom was soos 'n offer wat God geniet. 'n lieflike geur. 'n welgevallige offer kom uit die hart wat volkome op die Here vertrou. Nou moet jy mooi luister. Filippense was nie 'n ryk gemeente nie. Dit was gewone mense soos u en ek. Maar omdat hulle 'n liefde vir Jesus gehad het, omdat hulle in geloof met die Here gewandel het, het hulle in die geloof ook gegee. Ons sê, waarom bring gee nie uit oorvloed nie, maar uit geloof. En dan kom Paulus en hy beskryf hierdie weer eens as 'n geskenk, soos van God, vir God, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer. So dis belangrik, vriende, hoe ons gee. In 2 Korintiërs 2 vers 15 word u en ek beskrywe as 'n aangename geur van Christus. En die Here kyk na ons harte, hy kyk na ons beursies, hy kyk na ons tyd, hy kyk na my gesindheid, en daarin wil hy hierdie geur van Christus raak sien, hy wil dit erken, hy wil dit ruik, hy wil dit sien, en dan word u en ek dag en dag vir hom hierdie welgevallige offer. Soek geleentheid en tyd, soek plekke waar jy hierdie aangename geur kan wees, waar jy mense verras met iets anders, waar jy anders optree as al die ander mense, jou vriendelikheid, jou vrygewigheid, soek dit is vir God 'n aangename geur, en dit word uit hierdie hart opgegee, wat rein is, 'n offer wat uit die hart kom van dankbaarheid, styg op soos wierook na God. Kom ons vra die vraag, vriende, hoe het hierdie gemeente in Filippi nou eintlik vir hulle gegee? Net soos God gesê het, hy moet gee. Onthou wat staan in Kolossense 3 vers 23, wie kan my help? Wat julle ook al doen, doen dit van harte, nie soos vir mense nie, maar soos vir God. En daar het jy die geheim van 'n welgevallige offer. Wanneer ek gee vanuit 'n plek waar ek dit nie het nie, gee ek dit met hierdie hart om te sê, ek gee dit soos vir die Here en nie vir mense nie. Dis waarom Paulus dit vir gesê het. En die vraag is vandag, ek en jy gee ook, ons gee vandag, ons gee maandeliks ons tiendes. Hoe gee ons dit? Gee ons dit met daardie blydskap? Hoe gee ons dit? Die woord het 'n baie belangrike opmerking wat hy ook hieroor maak. Ons praat nie as 'n reël oor geld nie, ken die kerk, maar omdat ons vandag by dankoffer stil staan, sê die Here, laat elkeen gee soos hy in sy hart voorgenem het. Nie met droefheid of uit dwang nie. En as so baie mense gee, hy gee, nee, eintlik is dit los. Nee, ons gee uit dankbaarheid. Kyk wat sê hy. Laat elkeen gee, nie met droefheid of uit dwang nie. Die Here dwing niemand nie. Want God het 'n, help my, blymoedige gewer lief. Sien julle weer die hart? So God kyk hoe ons gee, en hoe ons gee bepaal, is hierdie 'n welaangename offer vir die Here. En wanneer ons gee vir die Here, vriende, dan gee ons uit 'n hart van dankbaarheid, hart van liefde, hart van geloof, hart van toewyding. Daarom gee ek vir die Here my geld. Daarom is hy heel bo op my begroting, my tiende vir die Here. En as die kerk van die Here weer terugkom daartoe, dan kan die Here weer sy kerk begin seën en uitbrei. Maar soveel mense op soveel plekke beroof die Here. En daar's hongersnood. En dan vra hulle, maar waarin beroof ons u Here? En dan antwoord die Here in Maleagi 3, deur my tiendes te beroof. Het julle seën weg. Kom ons kom op 'n punt vriende om opnuut te besef. Elke keer as ek my tiende gee, elke keer as ek 'n offergawe gee, as ek 'n dankoffer gee 1 keer 'n jaar, kom ek en ek sê, Here, ek gee dit met 'n hart
vol liefde vir u, en dan word dit wel aangenaam vir God, 'n lieflike geur wat hom verbly. En vriende, wanneer God daai hart sien, dan wil ek sê, dan gee hy sy seëning op sy tyd aan die wat dit kort. Kom ek gee vir jou 'n tweede gedagte. Ons sê dit is die dankoffer en onder hom hang 3 balle. Die bal van welgevallige offer nommer 1 is hoe ek vir God gee. Het Paulus vir ons gewys, word vir God 'n lieflike offer. Kom ons gee vir jou 'n tweede ene. Dankoffer nommer 2. My dankoffer is 'n welgevallige offer uitgedruk deur en met my hele lewe. Wat het ons nou hanteer, vriende? Ons het nou ons beursies hanteer. Ons het nou ons chequeboek hanteer. Ons gee dit. Maar ons gee ook natuurlik ons tyd. Maar kyk wat sê my volgende gedagte. Hy sê, my dankoffer is 'n welgevallige offer uitgedruk met en deur my hele lewe. Waar vind ons dit? Jy vind dit natuurlik, vriende, in die baie bekende Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan. Dis 'n dringende vermaaning. Dit is asof Paulus wil sê, ek vermaan jou, ek dring ernstig by jou aan. Ek vermaan julle dan, broeders en susters, by die ontferming van God, terwyl God julle omgee, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige, kyk na die woorde, en aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdienst. So wat sê die Here? Hy sê, ons moet ons hele liggaam aan hom kom afgee op die altaar, om te sê, Here, in u diens. En as ek met daai hart kom van liefde en van geloof en van toewyding en van gehoorsaamheid, dan word my lewe vir God 'n aangename geur, 'n welgevallige offer. En dis die wonder van dit alles. Nou kom ons vra die vraag vandag, vriende, hoe in die praktyk, hoe gee ons onsself? Ons het nou gevra, hoe gee ons vir die Here se saak? Met wat 'n hart? En nou kom ons hier by hierdie welgevallige offer waar ek myself moet gee. Dit is gees en siel en liggaam. Stem my saam as ek hom opsom om te sê, dat baie mense gee, maar hulle gee halfhartig. Hulle self. Ons gee onsself halfhartig. Ons gee gereserveerd. Ons gee stuk. Ons gee plek. Vriende, u en ek is nie geroep om daar te wees nie. Kom ons vra die vraag. Hoe het Jesus gegee? Hy het homself nie net vir ons gegee ten volle, maar ook gewys hoe ons moet gee. Nou as jy Filippense 2 gaan lees vanaf vers 5, dan sê hy hierdie woorde, want hierdie gesindheid moet in julle wees, luister mooi, wat ook in Christus Jesus was. Nou sê hy wat aan God gelyk was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aangeneem en gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Hoe vra die Here moet ons offers wees met betrekking tot ons hele liggaam? Hy sê, my alles soos Jesus. 'n diensknegt vir Jesus. Luister mooi, daar is geen vakante poste in die kerk van Jesus vir bestuurders en groot visies in 'n klein blik nie. Daar's geen vakante plekke vir hoog en geleerde mense waar ons kan opkyk nie. Daar is duisende plekke vir diensknegte en vir slawe, en glo as jy wil, hulle is die naaste aan Jesus wat jy kan kom. Hoe granter jy word, hoe meer selfversekerd jy is, hoe meer trots en hoogmoed is, hoe verder is jy weg. Maar in sy kern is dit hierdie mense, weggegee aan die Here. En dis hoe hy homself gegee het. In Johannes 13, die koning van die konings, gaan was die voete van die disippels. En hy sê in vers 15, 'n voorbeeld laat ek julle na. Nee, dis net 'n voorbeeld vir die disippels. Nee, dis 'n voorbeeld vir jou en my ook. Om voete te was. Nee, ons kultuur was nie voete nie, vriende. Ons kultuur dien op 'n ander manier. Feit van die saak is ek dien. My liggaam is vir God 'n lewende, heilige en God welvallige offer.
hierdie offer word nie iets wat ek doen nie, dis iets wie ons is. Laat dit insak. Wanneer ek om myself liggaam, siel en gees oorgee, Here, is nie iets wat ek doen nie. Dis wie ons is. Wie is ek? Ek is 'n lewende offer, geheilig in Christus se diens. Kan jy dit sê? Jy moet dit kan sê. Ek en jy moet dit kan herhaal. Vriende, ons kan oor baie dinge stry. Ons kan stry oor doop, ons kan stry oor aanbiddingstyl, ons kan stry oor baie dinge. Maar hier is een ding waar ons nie kan stry nie. Jesus is die enigste wat red. En Jesus is die een wat sê, as jy agter my wil aankom, verloon jouself dag vir dag, tel jou kruis op en volg my na. Hy sê vir jou, jy kom agter my aan as 'n lewende, eenkant gesitte offer gewy aan God. En dis waarvoor God ons roep. Dit is 'n aangename geur, 'n welgevallige offer voor God. So wanneer ek en jy op 'n punt kom, vriende, waar ons daagliks sê, Here, gebruik my. Wat sê ek? Weereens terwyl hulle van u wat die e-posse, die WhatsApps, die e-pos kry. Jou hele wese is in sy diens, jou kop, jou voet, jou binnekant, jou buitekant, jou hande, jou voete, jou ore, jou gedagtes, jou skouer, jou mond, jou geld. Jy lewe elke dag met 'n ja-gesindheid. Hoe durf ons nog vir die Here sê nee? Daar's mense wat sit en weet jy moet gered word, maar jy sê nee, ek stel uit en jy stap uit en iets gebeur en daai mense is verlore vir tyd en ewigheid. God roep soveel kinders van God op tot diens in sy koninkryk en nog steeds het ons die vermetelheid om vir hom te sê nee. Nee, vriende, ons lewe in 'n ja-gesindheid. Ek offer my tyd, my gaas, my energie in sy koninkryk. Ek laat die geur van Christus deur my huis gaan, deur my werk gaan, deur my verhoudings gaan. Ek deel iets wat jy het in oorvloed met mense in nood. Dankbaarheid word sigbaar, almal sien dit. Jou offer is 'n welgevallige offer as ek myself gee as 'n lewende, heilige, dienende offer in sy diens. En dit is die tweede gedagte. Ja, ons gee vir God vanuit die regte hart. Dis 'n welgevallige offer. Maar twee, ons gee onsself in diens terug vir God. Dit is vir God ook 'n welgevallige offer. Waar staan ek en jy vandag met betrekking tot daardie offer, vriende? Hoe lank moet die Here jou nou nog roep? Hoe lank moet die Here jou nou nog by jou skouer kom klop? Hoe lank moet hy nog vir jou wys dit wat jy vir hom moet doen? Hoe lank moet hy nog vir jou wys dit wat jy nou is verkeerd kry klaar? Hoe lank moet hy nog praat oor jou hart? Hoe lank moet hy nog praat met jou oor jou tong? Hoe lank moet hy met jou praat oor daai verhouding wat jy suur bly hou? Luister as hy met jou praat. Dis 'n welgevallige offer voor God. Wanneer ek vir hom kan gaan staan, gees en siel en liggaam rein voor God. En sê, Jesus, Here, gebruik my. Gaan sê, jy is jammer. Nie, hy moet, vat jou trots en sit dit in jou sak. Word nederig en sê, ek is jammer. Gaan steek jy die hand uit. Dis wat God sê ons moet doen. Julle geseënd is die vredemakers. Jy en ek is geroep met God se diens. Wanneer ons daar kan kom, vriende, dan is ons welgevallige offer. Dan sê ons regtig dankie. 'n welgevallige offer nommer 2. 'n derde en laaste een, my dankoffer is 'n welgevallige offer deur my lippe en my woorde. So het ons hom. Daar's my dankoffer. Here sê my, hy moet welgevallig wees. Welgevallig wees in hoe ek gee. Tweede ene, welgevallig is in wie ek is en hoe ek myself vir hom gee as 'n lewende offer. En die derde plek is my mond en my lippe. Dit is ook vir hom 'n offer wat hy soek. Nou vind jy net 'n prentjie as jy nou mooi wonder wat gebeur daar. Daar lees ons in die Hebreëse brief. Nou Hebreërs is geskryf aan 'n klomp Jode wat uitgeban is, wat in vervolging is, wat dit bitter moeilik het. En baie van hulle die geloof verlaat, baie van het gewonder is daar iets verkeerd. En nou was die vraag wat Jode gevra het, moet ons weer die Joodse gebruike hou? Moet ons weer die offers in die feeste hou? Moet ons weer al die dinge doen soos die Sabbat en al die goed? Moet ons dit alles weer hou? Want dit het hulle in plek gehou, sien, dit het hulle in lyn gehou. En wat sê die skrywer vir hulle? Hy sê, nee. Op die eerste synode van die kerk, Handelinge 15, is daar gevra, moet die Christene, die heidene, moet hulle die Joodse gebruike hou? Nou sê mense vandag vir my, nee, ons moet talmoeds aan hê as ons bid. Ons moet op Saterdag kerk toe gaan. Ons moet die wet hou. Vriende, die eerste synode sê, nee. Ons en die Gees het besluit, dat niks van die wet op die kerk van toepassing is nie. Ek en jy is vry. Ek hoef nie te talmoed te bid nie.
Ek hoef nie in die rigting van Jerusalem te kyk nie. Ek hoef nie die Sabbat te hou nie. En dis wat hulle gewonder het, moet ons dit alles hou? Hy sê, nee, maar wat doen jy in plek daarvan? Nou antwoord hy vir hulle in plek daarvan, kyk nou wat sê hy. Maar laat ons dan gedurig, nie once in a blue while nie, nie once a week nie, laat ons dan gedurig, dis voortdurend, deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Daar het jy hom. Dat ons voortdurend aan God 'n lofoffer moet bring. Dis die vrug van die lippe wat hom bely. Met ander woorde, wat sê hy? Vat hom uit die hart, bring hom na die lippe. Jy sien vir nou, hoe lyk ek en jy geestelik? Die vraag is baie keer, ons kyk so na onsself, ek sê, nee, ek kyk nou na so, sy so en ek is so 'n bietjie beter as hy. Ek het ons 'n bietjie al gevorder, ek kan 'n bietjie meer teksies quoteer as sy, en ek is 'n bietjie meer in die kerk as sy, soos ek in die spieël kyk, maar I'm not too bad. Kom ek sê vir jou, wat is die ware toets? Die woord sê wat is die ware toets, en dis wat hierdie offer ook vir jou sê, is jou woorde. Jou woorde wat jy daagliks spreek, is 'n bewys wat binne in jou is. Nee, maar dominee, ek is geheilig. Nee, dominee, ek is gereinig. Maar jy praat soos die bose. Jy skinder soos die wêreld. Jy kritiseer van die kantlyn af. Jou woorde is 'n bewys van wat binne is. Die woorde is die spieël van jou hart. Daarom sê ek baie vir my vrou, en ek sê het weer, party daar bly ek eerder stil. Is beter om niks te sê nie, as om verkeerd quoteer te word. Woorde is wie jy is, en wat jy is. Waar kan jy dit doen, meneer? Ons praat oor 'n offer, 'n lofoffer gedurig deur aan God. Spreuke 18:21, dood en lewe lê in die mag van die tong. Elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet, positief en negatief. Jesus kom Matteus 12:34-36 sê, ander geslag. Uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die mond kan net sê wat in die hart is, nie anders nie. As hy hier kwaad praat, is die hart hier kwaad. As hy hier seën en God loof en prys, dan is hy hier reg. Het jy die prentjie? Matteus 12:37, want uit jou woorde sal jy regverdig word, en jou woorde sal jy veroordeel word. Nou sê mense, ja, sien jy gaan hemel toe as jy regte woorde praat, sien wat daar staan nie. As jou hart verander is, gaan daar ander woorde uitkom, gaan daar seën uitkom, gaan jy getuig, jy gaan van hier, jy gaan sy woorde oor jou, sy naam oor jou lippe rol, dag en nag, praat ons met Jesus. En daai woorde gaan vir ons wys, my hart is regverdig. Maar die woorde van so baie mense binne in die kerk, gedoop, gekatkeseer, lidmaat, jou woorde wys dat niks hier binne gebeur nie. Jou lippe en my lippe, vriende, is 'n belangrike offer wat voortdurend moet bring. Lippe van belydenis loop ook oor in goeie werke. Het jy dit nou raak gesien? So wat sê hy? Hy sê, julle moet gedurig deur 'n lofoffer bring deur Christus om God te aanbid. Maar dan lees jy vers 16 by, en kyk nou wat sê vers 16 as jy hom saam lees. Hy sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring, as die vrug van die lippe wat hom bely. Vers 16, vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het welbehae in sulke offers. Sien jy daar? Dis vir God belang om te sê, dat ons moet hom bely met ons lippe dag en nag. Maar terwyl ons met die lippe bely, is ons hande besig in ons seën, ons gee, ons raak aan. Ons bely sy naam, maar vriende, sy naam loop uit in my hand, my monde, my voete, my beursie. Dit is die vrug van ons lippe. Die vrug van ons lippe, wat hier aangaan, is ook natuurlik jou getuienis. Jou getuienis moet jy ten minste 3 keer 'n dag kan deel, as jy geleentheid het. Elke plek waar jy kom, kan jy jou getuienis deel. Kan ek 'n minuut of 2 van jou tyd kyk, kan ek vir jou net vertel hoe die Here my gered het, en ek het dit nou al baie gedoen, en ek het nog nooit iemand in my lewe gehad, wat gesê het nee nie. Nie is die bankou wat ons beleiding goedgekeur het by die kerk nie. Toe ek het vra, het sy gesê ja. En ek kon net my getuienis deel, kort, 2 minute. En dan los ek het.
1 Petrus 3 vers 15, maar heilig God in julle hart en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat in die rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Dit is die lofoffer, is om die Here te loof en te prys, dis om goed te doen met mense om my, maar dit is ook om my getuienis te lewer. Maar hy selfe teksvers lees ek 'n derde ding, vriende, dis ook met mense om my, hoe ek met mense om my gang met my woorde elke dag. Jakobus kom en hy praat om ons oor geloof en hy praat om ons oor werke. Nou kyk wat sê in vers 8 van hoofstuk 3. Hy sê maar die tong kan geen mens stem nie. Dis onbedwonge vol kwaad, dodelike gif. Daarmee loof ons God, die Vader. En daarmee vervloek ons die mense wat in sy gelykenis gemaak is. Nou aanvaar baie van mense, dit is maar wat dit is. Dis wat die Bybel sê. Ons kan die hart nie, die tong nie, jy kan nie. Maar in Christus kan hy. So kyk wat sê in vers 10. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Nou stel hy dit reg. Hy sê, dit my broeders en susters, hoort nie so te wees nie. So vriende, wanneer ons praat van 'n geheiligde offer, van my mond en my lippe, dat beteken ek loof en prys. Ek murmureer nie en kla nie. Ek spreek lewe oor my situasie. Ek spreek lewe oor my kinders. Ek sê dankie en die geloof vir die Here. Ek murmureer nie en ek loop nie eendag met skouers op die grond en ek is nie altyd die slagoffer nie. Nee, ek's meer so wanneer die Christus, dis wat ek doen. Maar my hande gaan ook verder en hy seën mense om my. Daar waar ek beweeg, maar daar waar ek in beweeg is my tong ook tot seën verander. Hy vloek nie een broer hier en dan seën hy weer daar nie. O, vriende, ons hoor dit so baie. So baie van Gods kinders wat kan praat en die lelikste rassistiese opmerkings maak, moet afpraat na ander mense. Ons almal is frustreerd. Ons almal is soms so keelvol vir wat ons sien, wat ons kele afgedruk word. Luister mooi, Dominee Jakes en elkeen, dit gee jou geen reg om jou tong in die diens van die Satan te plaas nie. Ons is kinders van God. Ons praat anders, ook waar ons beweeg. Ons hanteer elke mens met respek, want dis wat God sê ons is. Daardie is 'n offer wat God aanvaar. En mag die Here vir ons werklik opnuut net daarin kom seën. Vriende, ek sluit af. My dankoffer as 'n welgevallige offer. Wat is ons sê? Ons vandag hier by 'n dankoffer. 'n Dankoffer het ons sê, dankie Here dat U vir ons gekyk het vir die jaar, dankie dat U vir ons voorsien het. Dankie vir die kruis wat ons gaan herdenk. Dankie, dankie, dankie. Maar die Here sê is goed om dankie te sê, maar laat dit oorskakel na 'n welgevallige offer. 3 van hulle. In die eerste plek, kom ons gee dit gou weer vir U. Eerste plek, hoe ek vir God gee. Hoe ek vir God gee. Onthou jy daai ou weduwetjie wat gekom het, en die ryk man het gekom en baie ingegooi, en toe kom hy weduwetjie weer en sy krap een muntjie uit, sy gooi hom in, en Jesus sê vir die disippels, jy het dit gesien. Sy uit haar gebrek het meer as almal gegee. Hoekom? Want sy het met die regte hartsgesindheid gegee. Die regte hartsgesindheid is hoe ons God dien, dis hoe ons hom werk, dis hoe ons aangaan, hoe ek vir God gee. My tweede een, my dankoffer is 'n welgevallige offer, uitgedruk deur my hele lewe. Ek is 'n lewende offer vir God. Ek lewe nie meer, maar Christus lewe in my. Maak dit jou identiteit. Skryf dit op jou kaste, op jou kar, op jou lesenaar. Romeine 12 vers 1 en 2. Jy en ek is lewende offers, geheilig in God se diens. En derde plek, my dankoffer is 'n welgevallige offer deur my lippe en my woorde en my optrede. My lippe wat sy naam bely, my lippe wat getuig en my lippe wat seën en nie vervloek nie. Mag die Here vir ons ook met hierdie paar kort gedagtes kom help en kom seën. Amen.